Sê baie dankie vir ons diakens. Ons tema vanmôre is die fundament van lewe. Nou as julle nou daai prentjie kyk, dan wys dit nou 'n huis waarvan die fundament gebreek is. En ek dink omtrent almal van ons het seker al 'n huis gesien waar 'n fundament so ingegee het en die effek wat dit het. Partykeer sak die grond op 'n hoek en dan hou die fundament tot op 'n punt en skielik breek hy. En dan maak dit sommer 'n kraak so deur die gebou. Dan kan jy in jou bed lê en vir die sterretjies kyk deur die kraak. Ander kere dan maak dit dat deure nie wil oop en toemaak nie. Of die vloer maak so 'n boog en skielik skiet die teel sommer los. As die skade aan die fundament erg genoeg is, dan val die hele huis in mekaar. En daarom is dit so belangrik dat ons moet gesels oor die fundament, maar in die eerste plek nie net oor die fundament van 'n huis nie, maar oor die fundament van ons lewe. Want ons fundament kan ook beskadig word en kan ook skade aanrig aan ons lewenshuis. Ons skrifgedeelte is vanmôre daar uit Johannes hoofstuk 1. Julle kan gerus saam met my soontoe blaai. Johannes hoofstuk 1. Dis daai baie bekende gedeelte waar Johannes praat oor in die begin was die woord. Ek lees daarvan vers 1 af. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig, wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n mens, van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. En dan sê hy, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Ons lees tot daar. Nou vriende, in hierdie gedeelte praat hy oor die woord en sê in die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Nou as ou so 'n bietjie terugdink aan die skepping van die heelal, dan lees ons mos daar in Genesis 1 hoe alles woes en leeg was en die gees van God het gesweef oor die water. Die Heilige Gees het eintlik gewag vir die oomblik wat die Vader bepaal het wat alles sou begin. En toe besluit die Vader, dis tyd. En toe praat hy. En hy sê, hierdie kosbare dinge, laat daar wees. En daar is soveel autoriteit in dit wat God sê, soveel mag in dit wat hy sê, dat dit wat hy sê, eenvoudig gebeur. As hy sê, laat daar lig wees, dan is daar lig. En as hy sê,
laat daar 'n uitspansel wees, dan is daar 'n uitspansel. So in die fundament van die totale skepping staan hierdie woorde van God gegrafeer. Laat daar wees. En dit wat hy gesê het, dit is daar. Die wêreld het ontstaan uit dit wat God gesê het, uit sy woord. So, by die skepping was die woord van God so betrokke. En toe sê God, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, as ons beeld. En God het die mens vir my en vir jou gevorm en sy lewensasem in ons ingeblaas. En toe het God na dit alles gekyk en gesê, dit is goed. Die skepping was perfek. Die mens wat hy gemaak het, was so goed. Die lewe was volmaak. En dis hoe God bedoel het dit moet wees. Maar so in die agtergrond was daar 'n vyand. Ons het nou hierdie gelees, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God, hy was reeds in die begin by God. Baie keer dink ons as mense, Jesus het op die toneel gekom, toe hy hier op aarde gebore is as 'n mens. Nee, die Bybel sê, hy was reeds by die skepping, in alles wat God gedoen het, betrokke. Hy was deel daarvan. Daar het niks ontstaan, nie 'n enkele ding wat bestaan het, sonder hom, sonder Jesus die woord, tot stand gekom nie. Toe was hy reeds daarby betrokke. En ek wil sê die fundament van die lewe is dit. God het alles geskep. Die tweede deel van hierdie fundament is, God het die mens vir my en vir jou geskep. En die skepping was perfek. Die lewe was perfek. Want dit was alles gebou op God se woord en op sy waarheid. En solank as wat ons bly by wat God sê, dan bly dinge reg en perfek. Maar die oomblik wat ons wegdraai van wat God sê, dan begin dinge uitmekaar val. Die duiwel het gekom en hom voorgedoen as 'n engel van die lig. Nou die lig is 'n beeld van dit wat reg en goed is. En die duiwel kom en hy doen hom voor as hierdie wonderlike engel wat reg en goed is. Maar dis net 'n skyn, want in sy hart was duister bedoelinge. Hy wou nie hê hierdie plan van God, hierdie wonderlike skepping, moet aanhou soos wat dit was nie, want hy wou self ook God wees. Hy wou eintlik God se plek inneem. En dan kom hy by Adam en Eva en hy sê, het God werklik gesê, dat julle nie van daai boom mag eet nie, en allerhande goede, en wat is hy eintlik besig om te doen? Hy is besig om in Adam en Eva se hart 'n wantroue te saai in God en in dit wat God gesê het. Hy wil nie hê hulle moet God vertrou nie. En hy kom sê eintlik vir hulle, of laat ek eers so sê, die mens het God geken en het die waarheid geken en het perfekte lewe geken. Maar die duiwel kom sê vir hulle, weet julle wat, God is eintlik nie so goed met julle nie. Hy hou eintlik die beste van julle af weg. Hy is bang as julle van daai boom eet wat hy gesê het julle mag nie eet nie, dan gaan julle soos hy word. So God hou eintlik die beste van julle af weg. En hy saai wantroue in die mens se hart teenoor God.
En toe is die hartseer ding, die mens luister na die leienaar met verskriklike gevolge. As ons net so 'n paar van die dinge noem, die eerste ding, die mens val uit die lig van God, uit die waarheid uit, in die duisternis, in die leuns en die wantroue en die stryd wat die Satan bring. Die hart word uit ons verhouding met God uitgeruk, en wat is die hart? 'n absolute vertroue en liefde vir my Skepper. Dit word uitgeruk. En van daai dag af het die mens soveel vrae oor God. En verkwalik ons God vir so baie goed wat skeef loop. Die dood kry heerskappy oor die mens. Want ons het hierdie verhouding met God prysgegee en God is die lewe. En daarom kry die dood 'n hou vas. Die mens en die lewe word onherkenbaar vermink. Omdat ons die fundament van ons lewe prysgegee het. Maar die wonderlike is, God los die mens nie. Hier in vers 4 lees ons, in hom, in Jesus was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Die duiwel het probeer om dit, of wie God is vir ons te verberg, om vir ons te laat twyfel aan God se karakter, aan wat God se bedoelinge met ons is. Maar dis alles leuns. Die waarheid is in Jesus. Jesus kom wys vir ons hoe God regtig oor ons voel. Wat in God se hart vir ons is. En hy bewys dit deur sy lewe te gee vir ons. Watter ander God is daar wat sy lewe gee vir sy volgelinge? Dis die hoogste bewys van liefde. En daai bewys kon die duiwel nie uitblus nie. Hy kon daai waarheid oor God, kon hy nie verdoesel nie. Ek het nou reeds gesê, lig is die beeld van die waarheid. En die waarheid wat Jesus weer vir ons wou kom wys is, wie is God regtig? Die duiwel wou dit wat ons oor God dink, bevraagteken. Hy wou hê dat ons lelike goed van God begin dink, dat ons God se goedheid begin betwyfel, dat ons nie meer na God luister nie, omdat ons nie hom vertrou nie. Maar Jesus kom om vir ons weer die lig te bring, om vir ons weer te kom wys, wie is God regtig? En saam met dit, hoe is God regtig? Hy kom wys vir ons, Jesus sê op 'n stadium, wie my sien, sien die Vader. Wie my ken, ken die Vader. Op 'n ander plek sê die Bybel, wie het al ooit die Vader gesien, behalwe hy, wat uit die hemel uitgekom het, Jesus. Maar nou het Jesus vir ons kom wys hoe's die Vader, sodat ons hom weer kan ken, soos hy regtig is. Saam met dit, bring Jesus weer vir ons die lig oor, wie is die mens, wie is ek en jy eintlik? En wat is ons plek in hierdie heelal, in hierdie groot skepping? En waaroor gaan die lewe? Toe die duiwel vir Adam en Eva lieg, en hulle glo hom, toe haal dit God uit die middelpunt van die lewe uit, en dit sit my in die middelpunt van die lewe. Nou gaan die lewe oor my. En dis deel van die fundament wat gebreek het, want die lewe gaan oor die een wat ons gemaak het. Hy moet in die middelpunt wees. Nou, ek wil sê, oor hierdie 4 punte, wil die duiwel vir ons gevange hou in leuns. Hy wil nie hê ons moet weet wie God regtig is nie.
Hy wil nie hê ons moet weet hoe God regtig is nie. Ons moet nie weet wie ons is in die Skepper se oë nie. En hy wil nie hê ons moet weet waaroor die lewe gaan nie. En daarom probeer hy ons met leuns gevange hou. Die duiwel doen sy bes om ons daaroor te mislei en in daardie leuns gevange te hou. Nou skryf Paulus hier in 2 Korintiërs 10. Hy sê die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. So hy sê die duiwel vestig leuns by ons en hierdie leuns word soos 'n vesting wat maak dat ons God nie kan ken nie. Solank as wat ons daai leuns glo, kan ons God nie ken soos wat hy regtig is nie. En dis die duiwel se plan. Maar God gee vir ons sy waarheid en daarmee neem ons elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ek sê die duiwel doen sy bes om ons te mislei oor daai groot waarhede en in daai leuns gevange te hou, maar God bring weer die lig. En nou lees ons vers 9, die ware lig wat elke mens verlig. Die waarheid wat God wil hê jy moet weet oor hom, oor jouself en oor die lewe, het na die wêreld toe gekom. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Die Skepper word in sy skepping misken. Die skepping wil hom nie herken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Uit al die mense op die aarde, het God die Israeliete gekies as sy volk. En hy kom in die eerste plek na hulle toe, om vir hulle weer te kom wys wie hy is. Maar hulle wil hom nie hê nie. Hulle skree, kruisig hom. Maak hom dood. Maar, aan almal wat hom aangeneem het, die woord van God, Jesus, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Wanneer ons deur die Heilige Gees oortuig word van die waarheid oor God, oor wie God is, en hoe rein en heilig God is, en hoe ons in sonde geval het, en sonde ons van God skei, maar dat God ons steeds so lief het, dat hy vir ons 'n redder stuur. En as ons daai redder wat hy stuur, in hom glo en hom aanneem, dan gee hy ons die reg, om weer terug te kom na God, en God se kinders te wees. En dit gebeur nie deur iets wat ons self gedoen het nie. Dis nie dat ons eers moes beter word nie. Al wat moet gebeur is, ek moet die waarheid wat God vir my openbaar, aanvaar. En die redder wat hy vir my stuur, innooi. En dan word ek gered. Dan word daai gebreekte fondament in my lewe vervang met 'n nuwe fondament wat weer vastigheid in my lewe bring. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. En ek wil dan vanmôre net vir jou vra, is die fondament in jou lewe al herstel? En die fondament is Jesus. Want ek en jy kan ons eie fondament nie herstel nie. Ons kan nie dit wat gebreek het in ons lewe weer heel maak nie. Ons het 'n nuwe fondament nodig, en hierdie fondament is Jesus. En as jy in Jesus glo, en glo, hy is 'n openbaring van hoe God is, van God se hart vir ons. En daarom wil ek hom in my hart en my lewe innooi, want ek wil weer met God saamlewe. Dan word 'n nuwe fondament in jou lewe gelê, wat jou weer terugneem na daai oorspronklike lewe, perfekte lewe, wat God eintlik vir ons wou gee.
Ek sê, Jesus word die fondament van elkeen wat hom aanneem. Maar nou is die fondament in my lewe herstel, maar ek is nou eintlik soos 'n huis wat gebreek het, omdat die fondament gebreek het. Nou kry ek 'n nuwe fondament, maar hier's nog baie herstelwerk in my lewe. En net soos die skepping begin het, toe God sy woord uitspreek. Hy het sy woord gestuur, en dit het alles geskep. Nou, wanneer ons herskep moet word, herstel moet word, gebeur dit ook deur sy woord. En Paulus skryf dit, laat ek net die versie kry, hy sê die geheimenis is Christus, en in hom is al die verborge skatte van wysheid en kennis te vind. Nou, ek wil dit nou vir julle mooi probeer verduidelik. Ek wil sê, ons kan die Bybel so lees, die woord van God, hierdie is die woord van God in geskrewe vorm, in woorde. En hierdie woord is kosbaar. Maar hierdie woord is soos 'n katalogus van baie kosbare juwele. As jy die katalogus deurblaai en jy sien die pragtige foto's en die mooi beskrywing van hierdie juwele, dan is dit vir jou baie lekker en baie mooi, maar dit is nog nie die skat nie. Jy kan sê, ek het nou die katalogus en daarmee is ek tevrede. 'n ander ou sê nie, ek soek nie net die katalogus nie, ek soek die juwele. En so is dit met die Bybel. Die Bybel is soos die katalogus wat vir ons al die wonderlike skatte wat God vir ons gee en wil gee, openbaar, wat dit vir ons wys, vir ons daarvan vertel, ons bewus maak van dit alles. Maar dan is die bedoeling van die Bybel om my verder te vat en my uit te bring by die skat self. En die skat is Jesus. In hom is al die verborge skatte van wysheid en kennis te vind. So, wanneer ons die Bybel lees, dan moet ons nie net hierdie woorde lees nie. Ons moet nie die Bybel net akademies bestudeer nie. Ons het nodig om wanneer ek die Bybel lees te sê, Here, ek weet hierdie is soos die katalogus, wat my wil vertel van die lewe wat U vir my bedoel het. Dit wil my vertel van, by wie kan ek hierdie lewe kry? Dit wil vir my vertel van 'n verhouding met my Skepper, wat ek iewers langs die pad verloor het. So, hierdie boek is nie die einddoel nie. Hierdie boek help my om uit te kom by die skat self, by U. En daarom, Here, as ek nou hierdie boek oopmaak, dan vra ek, help my om nou met U self te ontmoet, deur dit wat ek hier lees. Dat dit wat ek hier lees, nou in my hart en lewe sal waar word, deurdat ek nou U teenwoordigheid beleef, U liefde ontvang. Dat dit wat U vir my nou hier sê, soveel krag sal dra, omdat dit kom deur die krag van U Heilige Gees en deur Jesus wat die woord is, dat dit my lewe verander. En dit wat stikkend is in my lewe, kom regmaak. So, as ons praat oor die geheim van die woord, dan is dit dat die woord in twee vorme na ons toe kom. Die eerste vorm is in hierdie geskrewe vorm. Die tweede vorm is in die gestalte van Jesus. Want hy is die woord in menslike, of nie in menslike vorm nie, maar in aksie. Dit wat ons in hierdie woord lees oor God, dit sien ons in Jesus, dit kry ons in Jesus. Die krag waarvan ons lees in hierdie woord, dit kry ons in Jesus. En wanneer hierdie woord my help om by Jesus uit te kom, dan verander dit my lewe. En daarom wil ek vir jou vra, as jy dan sê, jou fondament is herstel, jy het weer die fondament van Jesus gekry in jou lewe, en daarom is jy 'n kind van God, dan is dit fantasties,
Maar dis nog nie die eindpunt nie. Dis die wegspring. God wil my nou, solank as wat ek op hierdie aarde lewe, meer en meer verander om soos Jesus te wees. En dis 'n proses waarmee hy besig is. En dit gebeur wanneer ek hom toelaat om deur hierdie woord met my te praat en deur hierdie woord my in sy teenwoordigheid te bring, waar hy self met my praat, waar hy self my denke en my lewe verander. Is jou lewe op hierdie stadium besig om te verander? Of het jy op 'n plek gekom waar jy in jou stilte tyd en in jou verhouding met die Here gevorder het tot op 'n punt, en nou is ek God se kind, en nou gaan ek maar net so aan tot die dag wat die Here my kom haal? Of is jy so in verhouding met die Here, dat hy dag vir dag goed in jou lewe verander, herstel, jou meer en meer maak soos Jesus? Dis God se bedoeling en God se plan vir ons. Hy wil nou reeds hier op aarde soveel meer van daai perfekte lewe wat hy in die begin vir Adam en Eva gegee het, wil hy kom herstel ook nou in my en jou lewe. Selfs nou reeds hier op hierdie gebroke aarde waarop ons lewe. Maar eendag in die hemel in volkomenheid. Dan sal ons weer daai perfekte lewe hê van vrede, vreugde, van God se teenwoordigheid, waar ek in perfekte harmonie met God lewe en met elke ander mens wat saam met my in die hemel is. Dis waarheen hy met ons op pad is. Vader, baie dankie dat U vir ons help om die fondament van die lewe wat deur die misleiding van die duiwel gebreek het in die mens. Dat U ons help om daai fondament weer nie te herstel nie, maar weer 'n nuwe fondament te kry. En daardie fondament is Jesus. Jesus, dankie dat U as die woord van God, as die lig van God na die wêreld toe gekom het, om weer vir ons die waarheid oor God te openbaar. Die waarheid oor wie God ons as mens gemaak het om te wees. En die waarheid oor die lewe. Waaroor gaan die lewe? Dankie dat U dit kom herstel, Here Jesus, in elkeen wat U aanneem se lewe. En dan verander dit my, en dit verander my lewe. Dankie dat U gekom het, Here Jesus, om vir ons weer kinders van God te maak. Elkeen wat U as God se waarheid aanneem, vir hom gee U die reg om 'n kind van God te word. En dankie dat nou dat ons God se kinders is, U ons nie net so los nie, maar dat U ons al meer en meer verander deur die geskrewe woord, maar ook deur die lewende woord, om meer en meer soos Jesus te wees. Dankie daarvoor, Here Jesus. Dankie dat wanneer U in my hart die woorde van die Bybel as ware praat, dan verander dit my en vorm dit my om soos daardie woorde te word. En daarom, Here Jesus, help ons dat ons nie in ons stilte tyd, as ons Bybel lees, net hierdie woorde sal lees nie, maar dat ons met U sal konnekteer, en dat U met ons sal praat, en dat dit wat U in ons harte praat, gestalte sal kry, vorm sal kry in ons lewe, net soos daardie tyd, toe God die heelal geskep het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons sluit af.